Goeienaand broers en susters. Welkom in die huis van gebed. Welkom op hierdie Vrydag aand. Ja, ek het so gewig en weeg of ek vanaand 'n boodskap moet bring of nie. Maar ja, by die Here is daar nie 'n verbykom kans nie. As die Here iets op jou hart lê, moet mense doen. En ja, ek het gedink om vanaand Johannes 4 met u te deel. Dit is, ek dink seker die meeste mense is bewus van dit is waar Jesus by die put gekom het, waar die Samaritaanse vrou water kom skep het. En die Here vir haar gesê het, kan ek ook van die water kry wat jy skep? En sy sê vir die Here, hoe is dit dan u wat 'n Jood is van my, wat 'n Samaritaan is, vra om water te kry? Want in daai tyd, in daai dae, was die Samaritane lyk vir my onwaardig as daai Jood in die omgewing was. As daai Jood was, dan het hulle afgekyk op die Samaritane. En Jesus antwoord en sê vir haar, elke een wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Elkeen van ons wat 'n glas water vat, en ons drink dit, uit die yskas uit die kraan uit, enige water wat ons drink, sal ons weer dors kry. En sodra dit warm word, veral in Palabor, as dit regtig somer is, dan drink jy baie water, want jy sny suurlemoene in enigiets net om die dors, daai bietjie langer te kan uithou. En hy sê, vers 14, maar elkeen wat drink van die waters wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die waters wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water, wat opspring tot in die ewige lewe. My broers en susters, ek dink as jy nou net stil sit en dink, hoeveel boodskappe vir my die afgelope ruk gaan oor die lewende fontein wat uit jou uitborrel. Dis die waters van die Here wat hy vir ons gee om te drink. Daai water word daai lewende fontein in ons binneste. En dit borrel en dit borrel en dit borrel. Dis soos 'n fontein wat dan uit die grond uit opskiet, uitbreek. Want die grond kan dit nie meer hou nie. Die are, daai waterare is so sterk, dat hulle die grond oopbreek, sodat daai waters net kan uitkom. En dis, hoe meer ons die Here aanbid, hoe meer borrel hierdie fontein nie binne in ons, en hoe meer borrel dit oor. En laat dit so borrel in die regte wees, ek dit so mag kan stel. Laat 'n mens praat oor die dinge van die Here, want jy kry mense wat baie kan praat. Jy kry mense wat regtig waar baie kan praat. Net praat, gewoonlik praat, ek praat nou nie van geestelik, die mense wat net geweldig baie kan gesels. Maar hier kom dit 'n fontein van lewende water, jy praat oor die dinge van die Here. Vandag het ek net so iets gehad dat ek met iemand gedeel het oor die selfoonnommer, en die persoon sê toe vir my dat dis vir hom ook nogal openbaring, want bitter min mense koppel sulke goeders. Dis maar net hoe ek in my gees optel wat die Here vir my wil sê, soos vandag hierdie lewende waters, wat in ons binneste uit 'n fontein uit sal kom, wat nooit sal opdroog nie, solank as wat ons die Here in ons lewens het, solank as wat u en ek getuig oor die dinge van die Here, sal jy nooit weer dors word nie. En die vrou sê vir hom, Here,
Gee my daardie water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Jy sien, baie mense was toe onder die indruk, en is seker vandag nog onder die indruk. As ek my lewe vir die Here gegee het, dan sal ek dan nie meer dors kry nie. En dis wat sê, Here, geef my dan van hierdie water, hoef ek nie elke skoot van die dorp af te stap na die put toe om water te skep, en dan hierdie swaar water op hulle skouers, ek dink as ek reg onthou, is dit so oor hulle nekke, dan het hulle 2 kanne waters gehad, wat hulle dan teruggedra het na die dorp toe, of die village, ek weet nie hoe jy dit wil noem nie, en so baie mense dink ook vandag, as ek die Here aangeneem het, dan het ek ons nou van hy water in my, en dan gaan ek so na net kerk toe, en dan word my mond net benat weer, en dan gaan die dorsheid vir die week weg. Maar ek dink as ons verder gaan as net daai week, as jy werklik waar honger en dors na die woord van die Here, my broers en susters, dan kan jy nie genoeg kry om water uit die fontein van die Here uit te kry nie. Jy kan nie wag vir 'n Sondag net om die woord te kry, om vir jou weer te benat nie. Nee, my broers en susters, dit moet uit jou binneste uitborrel. Jy moet so oorloop van die heerlikheid van God. Dit, as jy jou mond oopmaak, wie mense sê partymal, kerk het sy plek, maar die Here sê, verkondig my woord tydig en ontydig. As mense na my wil luister, ek wil praat oor die dinge van die Here, en so let it be, maar ek sal aanhou praat oor die dinge van die Here, want dis wat God van my verwag, dis wat hier binne my opstyg, uitborrel, is die heerlikheid, of iemand te sê, weet jy wat, daar is 'n nommer wat jy kan bel, Jeremia 33 vers 3. My broers en susters, hy sê dan, Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. En die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad. Jy sien, my broers en susters, ons kan niks vir die Here wegsteek nie. Daar is dit niks wat ons vir die Here kan wegsteek nie. En dan sê die vrou hierso in vers 19, die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Omdat die Here vir haar nog gesê het oor haar 5 mans, nou sien sy dat hy 'n profeet is. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem die Vader sal aanbid nie. Glo vir my, dis wat die Here sê vanaand. Glo vir my, daar kom 'n tyd wat julle nie meer op die berg of in die tempel, Jerusalem, die tempel of in die kerk gaan wees, dat julle die Vader sal kan aanbid nie. Die verdrukking sal so erg wees, dat jy net nie, ek meen in hoeveel lande, hoor 'n mens van Christene wat net vermoor word voor die voet, deur die ander gelowe, mense wat nie in Jesus Christus glo nie, hulle wat nie die Vader, Seun en Heilige Gees glo nie, hulle wat net aan 'n God glo, aan 'n afgod glo. Ek meen, en dan kom hulle, want omdat hulle in die meerderheid is, en hulle moer net voor die voet die Christene uit. En dan sê hy hierso, julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, jy moet nou mooi luister, vers 23. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou. My broers en susters, dit is nou. Dis wat die woord Jesus sê. Maar daar kom 'n uur,
en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Daar kom 'n uur en dit is nou wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Daar kom 'n uur, wanneer die ware aanbidders God in gees en waarheid gaan aanbid. Want die Vader soek ook hulle, wat hulle so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. God is gees. My broers en susters, ek dink, hierso kom dit 1 Korintiërs 14, waar Paulus praat van, ek wens julle almal kan, ek gaan nou maar net die woord tale gebruik, want dit is, as jy in die gees aanbid, die hemelse taal wat God ons gegee het, om hom daaraan te aanbid. Paulus sê, ek wens julle almal kan soveel keer in tale bid, soos wat ek in tale aanbid. Want, partymal my broers en susters bid is in ons verstand, dat ons daarom nie meer weet wat om te bid nie, maar dan kom die gees, en die gees tree vir ons in, met onafspreekbare sigtinge en steninge, en hy openbaar dit aan God, en God weet presies, wat ons in ons harte verlang, en dan sê, die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word, wanneer hy kom, sal hy ons alles verkondig. Jy sien, hulle het geweet dat Christus moet kom, hulle het geweet wanneer hy gaan kom nie, en wie hy is, en wat hy is nie. En hier kom die Here, vers 26, en Jesus sê vir haar, dit is ek, wat met jou spreek. Here, ons weet, dat die verlosser kom. En hier kom die Here in vers 26, en hy openbaar hom aan 'n Samaritaanse vrou. Dit is ek wat met jou spreek. Dit is ek. Dit is ek, die Christus, die verlosser. Dis die Here wat vanaand met u en myself spreek, my broers en susters. Die uur het aangebreek vir die ware aanbidders, om God nou in gees en waarheid te aanbid. Laat ons die aangesig van God soek. Laat ons die woord van die Here kan uitdra in die gemeentes. Want die ware aanbidder wat voor God werklik waar sy hart uitstort, en die Here openbaar aan u en aan my in ons gebedslewens, wat ons aan die gemeente moet oordra, soos wat Jesus hier in vers 26 van sê, dit is ek wat met jou spreek, sodat u en ek in die kerk kan opstaan en sê, so sê die Here, want hoekom kan jy sê, so sê die Here, want die woord sê vir ons, die Vader soek ook ware aanbidders wat hom so sal aanbid, in gees en in waarheid. My broers en susters, soos u en ek werklik waar God se aangesig soek, en God aanbid in gees en in waarheid, en dat die Here in ons gees gaan openbaar, dit wat hy vir die gemeente wil sê, wat Jesus hierso aan die Samaritaanse vrou gesê het, ek is die Christus. My broers en susters, het dit nie tyd geword, laat ons werklik waar sal opstaan vir die Here, met vrymoedigheid, as ons gehoor het by God, en gesê het, so spreek die Here, maar jy hoor nie meer van woord van profesie nie, jy hoor nie meer 'n taal nie, jy sien behoorlik dat mense vir siekes bid, das gebedsgroepe vir siekes, bid vir die persoon, bid vir daai persoon, bid vir daai persoon. Wanneer laaste het u werklik waar in 'n kerk gesit of gestaan, waar siekes uitkom, en die pastoor met die ouderlinge kom, en dis wat die woord sê, laat die ouderlinge kom, en hulle hande op die siekes lê, en vir hulle bid, en weet wat sê die woord, en hulle sal gesond word, nie miskien nie my broers en susters, die woord sê, en hulle sal gesond word, laat die ouderlinge hulle salf, en vir hulle bid,
en hulle sal gesond word. Dis die Here wat dit sê, dis nie ek nie, dis die Bybel, dis die woord van God wat dit sê. My broers en susters, dit het tyd geword, wat die ware bidders, die ware kinders van God, die ware intercessors, prayer warriors sal opstaan, so sakke uitgooi met as, en voor God lê, voor die aangesig van die Here, en wag vir die openbaring van die Here af, en sê, Here, ek lê vanaand voor die voete, omdat ek niks is hier met God, ek is net 'n instrument in die hande, maar Here gebruik hierdie instrument, of u self as instrument, en sê, Here gebruik ons, laat ons gaan opstaan, as 'n prayer warrior, as 'n intercessor, en weet, dat ons weet, dit wat ons gehoor het, is van die woord van die Here, want, ek het net hier so in die Ou Testament gelees, toe die engel Gabriel, vir wat so die nuus gaan gee het, dat sy vrou ook sal swanger raak, het hom nie geglo nie, vir Sagaria, en hy het stom geword, omdat hy nie vir Gabriel geglo het nie, of sy woord in twyfel getrek. My broers en susters, ons moet nie die woord van die Here in twyfel trek nie. As die woord vir ons sê, dat God, hy sê, maar daar kom 'n uur, vers 23, en dit is nou. Daar kom 'n uur, en dit is nou. Nie net nou nie, my broers en susters, of môre nie. Hy sê, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader, in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense, wat hom so aanbid. En wat bedoel jy, my broers en susters? Wanneer laas het jy self net voor die Here se voete gaan neerlê op sak en as? Wat is sak en as? Waar is my sakke? Ek het 2 gooiingsakke, en ek het 'n sak as, my broers en susters, en ek gaan lê op daai sakke, en ek gooi daai as op my uit, na ek myself gesalf het, en ek sê, Here, ek is net as, voor U, my God, want met as kan jy niks doen nie. Jy kan probeer om 'n plant te laat groei in as, hy sal in sy lewe nooit opkom nie, want dis dooie as. Maar God kan daai as gebruik in U en in my, en ons opwek, as instrumente, in die hande van die Here. Laat ons soos die profete van ouds kan sê, dis hoe die Here spreek. Laat ons ook openbaring van die Here afkry, om vir ons gemeente te kan sê, wat die Here vir hulle wil sê. My broers en susters, laat ons weer vrymoedigheid het, om te kan bid, om op te staan in die kerk, en om God se naam groot te maak, want die uur het aangebreek, laat ons God begin aanbid, laat ons die Here werklik waar soek in gees en in waarheid, nie net hierdie, verskoon die woord, maar baie mense het sommer net 'n aangelapte gebedjie, wat ons vinnig aframmel, net om die bed te klim te slaap, en ek het ons nou gebid. My broers en susters, daai tyd is verby, want die woord sê, God soek manne en vroue, die uur het aangebreek, laat ons hom sal aanbid in gees en in waarheid. Hoe voel jy vandag? Voel dit nie vir jy, hier binne daai fontein van waters, wat net wil uitbreek nie? Yes, dis wat dit is, my broers en susters. Dis wat dit is, as jy God in gees en waarheid begin aanbid, want dit borrel uit jou uit. Al die heerlikheid van God kom jy uit jou mond uit, om te sê, Here, U is waardig. U is waardig, my God, U is heilig. U is heilig, Here, U is heilig. My broers en susters, dit het tyd geword, dat ons ernstig raak oor die dinge van die Here, en ons nie meer self bekommerd oor môre nie, maar eerder sê, Here, dis nou, wat wil U nou vir my sê, my God, wat ek vir die volk moet uitdra? Here, wat wil U vir my sê? En die Here het dit op my hart gelê, my broers en susters.
Vers 23, maar daar kom 'n uur, en dit is nou. Daar kom 'n uur, en dit is nou. My broers en susters, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie my God, vir hierdie boodskap. In Johannes 4, Here, vers 23. Here, baie dankie, dat ons die werklik ware Gees in 'n waarheid kan aanbid. My God, ek bid, dat die Heilige Gees in ons lewens geopenbaar sal word. Here, ek bid dat daar weer 'n vuur in ons binneste sal opskiet, om U werklik waar te aanbid in gees en in waarheid, Here. Want U is waardig om geaanbid te word by God. Want U is die lewendige Heilige God. En Here, wat so voorreg is dit, om te weet, Here, dat U sê, die uur het aangebreek en dit is nou, dat U ware bidders aansoek, Here, wat U in gees en waarheid sal aanbid. Here, dat U self weer aan U kinders kan openbaar, en Here, dat ons die woord van God kan uitdra. Here, hoe bevoorreg is ons om vanaand te weet dat ons God lewe, en Here, dat U sê die uur het aangebreek, en dis nou wanneer U die bidder soek om U te aanbid in gees en in waarheid. Halleluja, dankie Here, mag U Gees in ons lewens kom. My broers en susters, ek bid dat die Here werklik waar dit in die harte sal openbaar, en vir U sal openbaar wat dit is om werklik waar intercessor te wees, wat dit is om 'n prayer warrior te wees, wat dit is om op sak en as jouself voor God neer te werp, en vir die Here te sê, Here, U is heilig. U is heilig, my God, en laat die Gees kan uitmanifesteer die naam van Jesus Christus. Hoe groot is U, Here, hoe groot is U. Halleluja. Amen en amen en amen. My broers en susters, mag die Here vir U seën. Mag jy 'n gebedslewe op die lewe kry. Mag jy weet die uur het aangebreek en dit is nou. En kom ons lewe dit so uit. En ek sê vir U dankie. Mag jy 'n wonderlike naweek hê. En mag die Here vir U seën. En die familie en almal rondom U. In Jesus naam. Shalom my broers en susters. Tot weer. Die Here is lief vir U.